Ek groet julle vanoggend in die naam van God, wat 'n gemeente laat groei deur mense wat gered word. Ek groet in die naam van Jesus wat gekom het om ons te red. En niemand word gered sonder Jesus nie. Ek groet in die naam van die Heilige Gees wat in jou hart saam met jou getuig dat jy kind van God is. Dis nie 'n gevoel nie. Dis 'n werklikheid wat in jou lewe gebeur omdat jou lewe begin getuig van Jesus. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons aan u kerk kan behoort. Dankie dat ons aan hierdie kerk behoort omdat u ons deel gemaak het van u kerk deur u seun Jesus te stuur om ons te red. Dankie dat die groei van ons gemeente in die eerste plek afhang van u werk in mense se lewens. Here, ons weet ons het ook 'n aandeel. Ons het ook 'n deel om te doen. Maar Here, ons is hier by mekaar. Of jy te sê, ons gemeente word kleiner. Deur baie redes. Maar dit is nie u wat 'n gemeente laat kleiner word nie. Dis menslike omstandighede, dit is hierdie wêreldomstandighede, dit is finansiële omstandighede, dis soveel ander redes. En daarom wil ek baie dankie sê vir hulle wat vanoggend hier is. Want Here, dit is sleg om by mekaar te kom op 'n Sondag en die kerk is leeg. Here, ons het mekaar nodig. En daarom dank ons U vir hierdie kerkgebou wat al die jare hier staan. Dankie vir mense wat so baie gedoen het om hierdie kerkgebou en hierdie gemeente aan die gang te laat bly. En ons is nou vanoggend hier om te luister na u woord. Ons is nie hier om 'n resep te ontvang. 'n Plan uit die hemel om hierdie gemeente te laat groei nie. Ons is hier by mekaar dat u vir ons u plan gee vir die groei van 'n gemeente in Jesus se naam. Amen. Amen. Kom ons begin by die tema. Die tema is die groei van die eerste Christelike gemeente. En u weet seker dat met Pinkster wat ons nou gehad het, Pinkstersondag, Laasondag, is dat die kerk van die Here Jesus is op Pinksterdag gebore op aarde. Maar die kerk van God bestaan van alle tye. Die eerste 2 lidmate van God se kerk se naam is Adam en Eva. Dis die eerste 2 lidmate. Want tot die Bybel praat oor God se gemeente op aarde. God se volk, God se gemeente. En daarom wil ek graag die versie net lees. Handelinge 2 vers 42 en 47 gaan ons vanoggend met mekaar behandel, want dit gaan hier oor die groei van die eerste Christelike gemeente. Vers 47, ons gaan nie ander verse lees nie. Hierdie versie is my belangrik. Hoor mooi. Die Here het elke dag mense, hoor mooi die woordjie, wat gered word, by die gemeente gevoeg. Die Here het elke dag mense wat gered word
by die gemeente gevoeg. Op Pinksterdag, toe Petrus saam met die ander apostels opgestaan het en gepreek het, het 3000 mense tot bekering gekom. Op daardie dag. Op daardie dag is daar 3000 mense deur God by die gemeente gevoeg omdat hulle gered is. Hy het Petrus gebruik as prediker. God gebruik altyd mense. Ek sê altyd, God se plan, as God 'n plan het, dan is God se plan altyd 'n mens. Toe hy 'n ark wou laat bou, toe was Noag sy plan. Toe hy Abraham geroep het as die vader van die gelowiges, toe het Abraham geroep Moses om die volk in Egipte land. Jy sien, God se plan is 'n mens. En uiteindelik was God se groot plan toe God 'n mens geword het deur Jesus. Maar God se plan is dat 'n gemeente, sy kerk sal groei. Weet jy, die kerk, ons kerk is 'n organisasie, is mense wat hierdie gemeente aan die gang gehou het. Ag, dink aan die kerkbazare. Dink aan al hierdie dinge wat mense gedoen het en beplan het om hierdie plaaslike gemeente te laat voortgaan. Deur al die jare. Hier sit jy vanoggend hier en jy het gekom. En dis belangrik. Want 'n gemeente wat sonder lidmate hier sit, is eintlik 'n prentjie van 'n dooie gemeente. Is ek reg? En daarom moet ons daarna kyk. Elke persoon in hierdie omgewing het eintlik 'n verantwoordelikheid om te kom na die gemeente toe. Maar as ons praat oor God se kerk, dan praat ons oor God se werk. Wanneer God werk, kom mense tot bekering en begin God se kerk te groei. God se kerk te groei. En wat beteken om gered te word? Om gered te word is dat jy ewe skielik 'n volmaakte mens word nie. Redding beteken dat met jou gebeur wat met Paulus op die Damaskuspad gebeur het. God se lig gaan op in jou lewe. Jy begin God se lig in jou lewe te ervaar en te belewe. Toe ek onderwyser was, het ek so 'n bietjie wiskunde gegee. Nou weet jy, wiskunde is een van daai vakke wat jy nie eintlik kan leer nie. Maar wat my altyd wonderlik gewees, wanneer jy sien dat 'n kind vir die eerste keer daai wiskunde snap. Sy oë verlig, sy gesig verlig. Hy verstaan. Dit wat vir hom so moeilik was. Daar's 'n sleutel wat vir hom gegee word om oop te sluit. En dis wat gebeur. Gered beteken dat jou geestelike hart oopgaan. Dat jou geestelike lewe oopgaan. Dat jy begin verstaan, dat die Bybel vir jou oopgaan. Dat preke begin oopgaan. Dat jy God begin praat met jou. Voor jy sit jy in die kerk, jy weet nie waaroor nie. Jy maak die Bybel oop en jy lees en jy verstaan nie. Verstaan jy? Dis nie omdat jy dom is nie. Dis omdat Gees se God nie lewend geword het in jou lewe nie. Want sonder God se Gees sal ons nie verstaan nie. As ek kan sê, wat is die sleutel wat redding oopsluit, dan sou ek sê Gees se God. 'n God se Gees wat jou lewe oopsluit. Geestelike lewe. En jy begin 'n nuwe mens te word. En weet jy wat gebeur? Jou lewenstyl verander. Jou lewensuitkyk verander. Jou manier van praat met mense verander. Dit is hoe dit werk. Want God het jou lewe aan die brand gesteek. Dis 'n wonderwerk. Dis 'n totale wonderwerk. En wanneer 'n predikant in 'n gemeente en mense probeer hierdie werk doen, dan sit ons met mensgemaakte Christene. Mensgemaakte Christene. Man-made, not God-made. Maar jy sien, 'n lidmaat van God se kerk op aarde is not man-made, it's God-made. Ja, God gebruik mense. Daarom is daar gemeentes, daarom is daar dominees. Maar ek kan jou nie tot bekering laat kom nie. Ek kan jou lewe nie verander nie.
Ek kan die boodskap bring, ek is die posman. Ek lewer die pos af. Maar ek het nie die pos geskryf nie. God het. Maar hierdie brief moet deur jou verstaan word en dit gebeur deur die Gees van God. So groei God se kerk. 5 goedjies. Eenvoudig, baie maklik. Ek kan 'n teologiese ding hier afsteek en dis nie wat ek hier voor is. Die eerste belangrike ding, hoor mooi, die eerste belangrike ding wat God se kerk laat groei is deur sy woord. The word of God. Wanneer God se woord uit 'n gemeente verdwyn. Wanneer God se woord nie gepreek word nie. Kom ek sê so, as God nie aan die woord kom nie, hoor ons nie wat God sê nie. As God nie aan die woord kom nie, dan hoor ons nie wat hy sê nie. Jy lees die Bybel en jy hoor net woorde. Jy luister na die preek en jy hoor net die dominee se preek. Die dominee het goed gepreek. Ek wil nie goed preek nie. Ek wil hê dat jy God se woord hoor. Dat jy hoor, maar weet jy wat? God praat met my. Ek hoor vir die eerste keer. Ek hoor wat God vir my sê. Handelinge 2 vers 42 die boodskap vertaling. Jy kan by jou huis die ander vertaling. Vertalings. Hierdie is die boodskap vertaling is 'n verklaring van die teks. Die ware teks staan daar in jou Bybel. Gaan lees dit. Hier is 'n verklaring van Handelinge 2 vers 42. Dis nie 'n ander Bybelgedeelte nie. Hoor wat staan hier. Van toe af het hierdie nuwe gelowiges gereeld bymekaar gekom. Hierdie mense wat nou God se mense geword het, wat God se kerk geword het. Gekom om te hoor wat die apostels leer. Hulle het nou in 'n splinternuwe verhouding met God en met mekaar gestaan. Daar gebeur dit. Hulle het bymekaar gekom om te luister wat die apostels sê. Hulle is geleer deur die apostels, maar dat 'n ding gebeur. Hulle lewe hulle het 'n splinternuwe verhouding gehad. Luister mooi na my boetie en sussie en julle wat nou inluister na hierdie preek. Dit gaan oor verhouding. Wanneer werk 'n huwelik? Wanneer daar 'n goeie verhouding is. Wanneer hou 'n huwelik op om te bestaan of op te hou? 'n Slegte verhouding. Wanneer gaan dit sleg in 'n land? Slegte verhoudinge. Wanneer gaan dit sleg in 'n gemeente? Slegte verhoudinge. Hier staan hulle het 'n nuwe verhouding gehad met God en met mense. God se kerk leef deur God se woord. En ons glo die 66 boeke, 39 Ou Testament, 70 Nuwe Testament is God se woord. En daar is kerke en mense wat begin bladsye uit die Bybel uitskeer en probeer teksverse uitvee. Dit is God se woord. En ons moet by God se woord staan. En my ondervinding is waar 'n gemeente geestelik groei, begin mense honger te word na die woord van God. Dis waarom 'n kerk toe kom. 'n Kerk word vol, nie omdat die dominee so goed preek nie. Ja, dit ook. Maar mense begin kerk toe te stroom en in my bediening het ek dit gesien dat die kerk so vol word dat ons luidsprekers buite kan aansit. Hoekom? Hulle is honger om God se woord te hoor. God se woord te hoor. Billy Graham het in Indië gepreek en 3 miljoen mense het in gietende reën oor 'n uur of 2 uur na hom staan en luister. Hoekom? Hulle is honger na God se woord. Maak nie saak hoe jy lyk hier nie. Hulle het 'n honger gehad. Dis mense wat nou by God uitgekom het. Hulle hoor God praat. Wat's die wonderlikste ding in 'n mens se lewe as jy hoor God praat met my? Samuel is geroep. Hy het 3 keer opgestaan. Toe sien Eli, maar Samuel het nog nie verstaan nie. Hy het nie verstaan dis God wat met hom praat nie. Hoor julle? Mense in ons tyd is moeg, ek weet nie julle nie, vir teologie en vir ideologie en vir opgemaakte idees van mense. En ek wil amper sê, en luister mooi, 'n gemeente groei nie wanneer 'n kerkgemeente begin, amper kan ek sê, konserte te hou op 'n Sondag nie.
Dan kom mense vir 'n konsert. Hulle kom vir die orkes en ek sê nie hulle is nie belangrik nie. Orkes is belangrik en al die goed. Maar weet jy wat? Mense word deur die wêreld genoeg geëntertain. We're not here to entertain people. We are here to share God's word to people. Want dis net hy wat deur sy woord mense kan red. En daarom as 'n mens die Bybel oopmaak, my boetie, my sussie, ek sê dit nou vir jou, as jy die Bybel oopmaak, dan moet jy sê, Gees van God, verlig my geestelike oë en my geestelike hart, dat ek kan verstaan wat hy sê. Dat ek kan verstaan wat hy sê. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele skrif is deur God geïnspireer. Hierdie Bybel is nie mensgemaak geskryf nie. God het dit geïnspireer. In hierdie Bybel praat God met jou. Maar dan moet jy ingestem wees. En onthou, die frekwensie waarop God met 'n mens praat, is Heilige Gees. As jy nie op frekwensie Heilige Gees ingestem is nie, gaan jy hom nie hoor nie. Sy frekwensie is die Heilige Gees. Die tweede, wie wat gebeur met 'n gemeente waar God die gemeente laat groei? Daar kom liefde onder mense. 'n gemeenskaplike liefde. Mense word deur liefde aan mekaar gebind. Nie deur hierdie mensgemaakte goedjies. Ja, ons drink lekker tee en ons kan lekker saam ietsie eet en ons. Dis waar, dis menslik. Ons braai vleis saam hou. Al daai goed is baie goed. Maar weet jy wat? In 'n gemeente waar God die mense laat groei, is daar 'n goddelike liefde tussen mense. Jy kan nie anders nie. Ons liefde is ten wille van. Ek is lief vir jou omdat ek vir jou hou. Ek is nie vir jou omdat ek vir jou nie. Maar God se liefde ten spyte van. God het my lief gehad ten spyte van my sonde. En daarom staan aan Handelinge 2:42 ook die boodskap. Van toe af het hierdie nuwe gelowiges gereeld bymekaar gekom om te hoor wat die apostels leer. Hulle het nou in 'n liefdesverhouding met mekaar en met God gelewe. 'n Liefdesverhouding. Daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 13, sonder liefde beteken alles niks. En ons sal weet, as hierdie gemeente groei, en ek praat nie van getalle nie, ek praat van kwaliteit. God se groei is nie kwantiteit nie. God se groei is kwaliteit. Hoor julle dit? Dit's liefde, dit's ware liefde. Mense gee om. Toe ek hierdie ou vriend vir my gaan begrawe het ek bereken hoeveel ure ek gaan ry. Ja, dit ook, dis menslik. Maar weet jy wat? Ek is gedryf deur God se liefde. Ek het geweet ek wil daar wees en ek sal daar wees. Al vat dit my 2 dae om te kom en terug. Maar verstaan julle, jy's nie goed nie. Jy's nie God se liefde dring my. Dit staan in die Bybel. God se liefde dring my, nie dwing my nie, dring my. Weet jy wat? In God se gemeente is daar nie 'n individu nie. Ons is broers en susters. Ons is 'n familie. 'n Familie is nie individue nie. 'n Familie is individue wat 'n familie geword het. Hulle word aan mekaar gebind deur bloed en liefde. Johannes 13:35. Hoe sal hulle weet dat julle my disippels is? Dat daar liefde onder mekaar is. Wanneer mense se liefde begin, ek het dit gesien. Ek was in Korea gewees, in Jonkie Chou se kerk. Toe ek daar was daar 3 miljoen lidmate in sy gemeente. Nie 3 miljoen. Hulle is nou hoor ek hier by die 30 miljoen mense. In een gemeente. Hulle hou iets soos 10 of 12 dienste op 'n Sondag. Maar wat dring hulle? Weet jy wat dring hulle? Liefde. God se liefde. En mense voel welkom. Mense voel maar hierdie mense gee om vir my. Hierdie mense gee om vir my. Weet jy wat, hierdie dominee gee om vir my. Ek sien net 'n naam nie, ek sien 'n nommer nie. Ek is 'n mens, ek is klaar. En dan natuurlik die derde en belangrike een is, in hierdie gemeente word daar gebid. Handelinge 2 vers 42. Hulle het ook gereeld saam geëet en saam gebid. 'n Biddende gemeente. 'n Biddelose gemeente is 'n goddelose gemeente. 'n Biddende gemeente is 'n Godgemeente.
Waar ons by mekaar kom, ons bid. Ons bid saam. Ons praat nie net met mekaar nie, ons praat met God. Gebed is, ek praat met God en God praat met my. Onthou, dis nie, dit is 'n dialoog. Dis nie 'n monoloog nie. Gebed is 'n dialoog. Jy praat en God praat terug. Jy hoor hom in jou hart. Dis ware gebed. Binne 'n gemeente. Sagaria 4 sê, nie deur mag en krag nie, maar deur my gees. Die voorlaaste is, hierdie gemeente het geloofwaardigheid. O, wat 'n mooi woord. Geloofwaardigheid. Genuine. Ekskuus, not China made. Nee. Dis eg. Dis eg, dis 'n egte ding hierdie. In 'n gemeente is nie onegtheid nie. Ons speel nie speletjies nie. Ons sit nie net 'n goedjie voetjie voor nie. Ons bedrieg nie mekaar nie. Ons probeer nie dweep nie. Ons probeer nie aansit nie. Ons is eg. Stempel van God is op my lewe. Die stempel van God is op my lewe. Nie die NG Kerk nie. Nie die AGS nie. Die stempel van God. Ek behoort aan God. Handelinge 2:47 en die hele volk was hulle goedgesind. Die mense rondom het begin sien, maar hierdie mense leef anders. Hulle praat anders, hulle doen anders. Luister mooi. Gemeentes wat gegroei het. Nou praat ek van 'n gemeente, nie God se kerk nie. As God se kerk groei, dan begin 'n gemeente te groei. 'n Gemeente groei nie en dan gaan God se kerk groei nie. God se kerk groei want daai mense word gered. En daai mense wat gered is, kom kerk toe. En daai mense leef so dat hulle mense begin trek na die kerk toe. Dis 'n manier. Hierdie preke word uitgesaai, daar is al amper 2000 mense wat daarna luister. Maar weet julle wat? Weet julle wat? As God nie mense red nie, kan en gaan hulle nooit lidmaat word van sy kerk nie. Dis nie 'n manier nie. Die wêreld wil God in ons, they want to see Jesus in my life. Not words, a lifestyle. Christianity is not a religion, it's a lifestyle. Amen. Christianity is not a religion. Christianity is a lifestyle. Jou lewe. Want God het jou lewe aangeraak. En daarmee sluit ek af. God gee groei in die gemeente. Vers 47. En God het by die gemeente gevoeg elke dag die wat gered is. Ja, dis God en mense. God gebruik my as predikant. Ek is 50 jaar in die bediening. En daar by die begrafnis het ek weer besef wat 'n rol speel ek op 'n manier in mense se lewens gespeel. Hoekom? Want hulle het die woord van God gehoor. As mense het gesê, Dominee, ek het in jou kerk gesit en God het my gepraat. My lewe het verander. Ek het hom nie verander nie. Ek kon my eie kinders se lewens nie verander nie. Maar God kan dit doen. God kan 'n goddelose man, goddelose vrou verander. Ek kan nie. Ek kan terapie gee of 'n ou om te help om minder te drink of verdowingsmiddels en dit en dat, maar jou lewe verander nie. Jou lewens houd of jou manier van lewe verander, dat ek nie meer aan drank en verslaaf, maar jou lewe verander wanneer God. Hier staan ek 1 Korintiërs 3:6 sê Paulus, ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei. Een plant, en jy maak nat, maar God laat groei. En dan is ons afhanklik van die Here. As die Here die huis nie bou nie, bou ons te vergeefs. Dit sê Psalm 127 vers 1. Oukies, ek is klaar. Ek het vir u nie 'n resep kon gee nie. Ek wens ek het 'n resep gehad. Die 3 easy steps to heaven. Step 1, step 2, now you're in heaven. There's no recipe like that. There's no 3 steps, easy steps to heaven nie. God doen dit. En dit is 'n wonderwerk. En jy sal dit weet. Moenie vir my vertel. As God jou lewe aangeraak het, gaan jy dit nie weet nie. Dis nie moontlik nie. Ek sê nie word volmaak nie. 'n Mens val en jy struikel en jy staan op. Maar jy weet
God het my lewe aangeraak. Hy het my lewe nuut gemaak. Ek is nou God gerig. En ek hoop dat ons elkeen wat hier sit, kan getuig op een of ander manier, dat ons lidmate geword het van God se gemeente, omdat ons gered is. Amen. Here, baie dankie, dat ons weet, dit is die waarheid. En die waarheid maak vry. En ons wil nie na leuns en na menslike resepte luister nie. Ons wil kom hoor wat sê U. Want U woord is lewend en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard. En U vat uit my lewe uit weg wat nie hoort nie. En U sit in my lewe terug wat hoort. En U maak my die mens wat U my voorgemaak het. Amen. Prys sy naam. Voor ons die liefdegawe opneem, hulle het 'n opname gemaak in Amerika, en hulle het 'n opname gemaak in gemeentes. Nou praat ek nie van God se kerk nie, ek praat van 'n gemeente soos hierdie, waar die lidmaat of die bywoning van die kerk verdubbel het en verdriedubbel het. En toe het hulle gevra, maar wat het gebeur? Het julle 'n resep? Het julle 'n program? Het julle daar's altyd 'n dominee wat 'n rol speel. Onthou, daar staan in die Bybel, as jy die gawe ontvang het om te preek, laat God deur jou aan die woord kom. Hoor mooi, as jy die gawe van prediking ontvang het, dan sal God deur jou aan die woord kom. So, hulle sê dit, die prediker, okay, 'n prediker wat nie self 'n verhouding met God het nie, 'n prediker wat self nie bid nie, 'n prediker wat self nie getuig nie, 'n prediker wie se lewe nie self verander het nie, kan nie vir iemand anders vertel nie. Dis nie moontlik nie. Dis nie moontlik nie. Maar weet julle wat? Die ander ding wat hulle gesê het, die gemeente het so verdubbel en verdriedubbel, omdat ander mense begin uitnooi uit kerk toe. Gesê, hoor, kom luister. Kom Sondag saam met my. Party van hulle het gekom en nooit weer gegaan nie. Maar die meeste van die mense het gebly en die gemeente het groei. Die gemeente, ek praat nou van die gemeente, God se gemeente groei deur bekering. Maar 'n gemeente, mense nooi hulle uit. Daai 3000, 2000 mense wat luister na ons Sondag. Gister by die begrafnis was daar een vroutjie wat gesê het, "Dominee, ek luister elke Sondag na jou preek." En weet jy wat? Hulle sê vir mekaar, Baken van Hoop, Rosendal, Baken van Hoop, gaan luister. As elke Sondag gepreek. Ek dink daar's 400, 500 preke al op YouTube van hierdie gemeente. En weet jy wat, as mense dit hoor, gaan luister hulle. En hulle luister weer 'n keer en nooi mense uit. Ek stuur hier huis toe met die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus, wat ons deur sy genade gered het, mag julle huis toe gaan met God se liefde, wat ander mense na God toe trek, en mag die Heilige Gees hierdie week ons aan mekaar bind om so kerk van Jesus op aarde te wees in sy naam. Amen.